Rede nommer 3 vir 'n geestelike droogte is beproewings en versoekings. Jakobus 1:2-3 sê, my broers, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewing oor julle pad kom. En dan gaan hy verder, hy sê, want dit kweek volwassenheid met julle. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Nou, daar's 'n groot verskil tussen beproewing en versoeking. Nou, net so op die kantlyn, die Griekse woord wat Jakobus gebruik is presies dieselfde. En dit maak dit 'n bietjie moeilik om te vertaal. Die van julle wat skerp is met vertaling sal agterkom dat die Afrikaanse en Engelse vertalings verskil 'n bietjie oor wanneer hulle wat vertaal, maar jy moet laat die konteks vir jou sê wat dit is. Nou, ek gaan vir julle sê wat dit is, sodat as jy dit lees dat jy weet. Beproewing is wanneer jou geloof getoets word. Beproewing is wanneer jy deur moeilike tye gaan. Jy gaan deur finansiële moeilike tye wat jy nie oor jouself gebring het nie. Rentekoerse gaan op. Jy gaan deur 'n tyd van siekte. Jy gaan deur swaar kry in verhoudings, wat ook al die geval mag wees. Jy gaan deur moeilike dae, jy gaan onder moeilike mense gebuk en jy's in moeilike omstandighede. Wat dit ook al is, maar it's not self-inflicted. Jy het dit nie oor jouself gebring nie. Dit het oor jou pad gekom. Dis beproewing. Versoeking is anders. Versoeking is wanneer daai gedagte by jou opkom, ek wonder of ek kan wegkom hiermee. Ek wonder of iemand gaan weet as ek dit doen. Ek wonder, as ek net een keer dit doen, sal iemand ooit weet. Dit kan tog nie verkeerd wees nie. Almal doen dit. Al daai verskoning vir jouself gegee? Almal doen dit. Ek gaan hier klik, ek gaan hier proe, ek gaan hier snyf, ek gaan hier vat, ek gaan hier kyk. Jy ken daai versoekinge. So, beproewing is swaar kry. Versoeking is sondige lekker kry. Verstaan julle die verskil? Beproewing vat my nie noodwendig weg van die Here af nie, maar versoeking as ek toegee, vat dit my weg van die Here af. Onmiddellik. Okay. So vir versoeking is nie direk sonde nie. En julle gaan nou hoor, onthou Jesus was ook versoek in die woestyn. So versoeking lei direk na sonde. En ek wil net gou hier stil staan, want julle ken die gesegde, jy kan nie keer dat die kraaie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle daar. Ek kan nou hoor wie is die ouer mense. Hulle ken daai ene. So, wat moet ek doen? Ek moet volhard in geloof. Wanneer ek deur sulke moeilike tye gaan. Ek moet my oë op die Here Jesus hou elke dag en elke oomblik. Of dit versoeking is en of ek beproewing is. Ek moet bly in my stilte tyd. Ek moet hou by die woord en ek moet aanhou bid. En dan moet ek seker maak ek kom tussen ander gelowiges. Dis hoekom die klein groep gedagtes so belangrik is. Kyk, was nommer 3.